Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Het jy al ooit gevoel asof die Christelike lewe 'n swaar lys reëls is wat jy moet nakom om God tevrede te hou? Baie mense dink aan Christendom as 'n stel kettinge wat jou vryheid steel. Vandag gaan ons kyk na die bevrydende waarheid dat God se genade ons nie gevange neem nie, maar ons juis leer hoe om waarlik vry te lewe. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Titus 2 vers 11 tot 12 wat soos volg lees. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede af te wys en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die huidige wêreld te lewe. Wanneer ons hierdie woorde van Paulus aan Titus histories beskou, sien ons iets baie besonders. Die vroeë Christene op die eiland Kreta het te midde van 'n baie korrupte en moreel vervalle kultuur geleef. Hulle moes hoor hoe om as gelowiges te lewe, sonder om in wettiese reëls te verval. Hier is die kern van God se vrye genade. Ons moet die belangrike onderskeid verstaan tussen wedergeboorte en disippelskap. Wedergeboorte is 'n kostelose geskenk. Ons kom na Christus toe presies soos ons is, sonder enige verdienste, en ons ontvang die ewige lewe bloot deur geloof in Hom alleen. Ons doen niks om dit te verdien nie. Maar eers nadat ons wedergebore is en reeds aan Hom behoort, begin die pad van ware disippelskap. Ons volg Hom nie om gered te word nie, ons volg Hom nadat ons alreeds gered is. God se genade hou ons nie gevange met vrees vir die hel nie. Nee, genade leer ons. Waar die wet van buite af verandering wil afdwing, verander genade ons van binne af. Dit wys vir ons die skoonheid van God se liefde, wat ons harte so raak dat ons self wil kies om sy pad te loop. Om ja te sê vir disippelskap is die beste en mees vrymakende besluit wat enige gelowige ooit kan neem. Dit is 'n lewe van dankbaarheid, nie van slawerny nie. Die sonde vang jou vas in slawerny, maar God se genade maak jou vry. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Genade gee vir ons krag, nie die wet nie. Die historiese werklikheid van die skrif is, dat reëls en vrees mens nooit permanent kan verander nie. Net God se onverdiende genade kan ons harte werklik nuut maak. In Romeine 6 vers 14 staan daar: Die sonde moet nie meer oor julle heers nie, want julle staan nie onder die wet nie, maar onder die genade. Genade bevry ons van die sonde, sodat ons in ware disippelskap kan floreer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike geskenk van U vrye genade. Dankie dat ons redding volkome is en dat ons niks daartoe kan toevoeg nie. Ons kies vandag doelbewus om U in disippelskap te volg, nie uit vrees vir die hel nie, maar omdat U ons alreeds gered het toe ons die evangelie geglo het. Ons volg U nou in heiligmaking en ons vertrou volkome op U Gees om hierdie heiligmaking in en deur ons te bewerkstellig. Leer ons elke dag deur U genade om nee te sê vir die sonde en ja te sê vir 'n lewe wat U eer. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.